Goeiemôre, dit is maandagoggend, begin van 'n nuwe week. Dis vandag die 18de Mei 2024 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. En vanoggend wil ek met julle gesels rondom klimaatsverandering. Daar het 'n paar goeie gebeur gedurende die naweek wat ek dink is die moeite werd om aan aandag te gee. En terselfdertyd moet ons dan ook probeer kyk hoe Suid-Afrika gaan aanpas by hierdie veranderinge indien hulle enigstens gaan. Maar ek wil julle almal aanmoedig om te bly kyk tot aan die einde, want aan die einde stel ek die inligting bekend vir die Sakekamer en wat entrepreneurs en besigheidsmanne moet doen om deel te raak van die SBB Sakekamer. Dit dan aan die einde. Nou hier oor die naweek het dit bekend geraak dat die United Nations wat nou al die jare oor climate change gepraat het, eers aardverwarming en toe climate change gepraat het, hulle het nou wegbeweeg van daardie scenario af en erken dat hulle feite verkeerd was. So vir jare is mense mislei rondom dat die oseane gaan styg as gevolg van die ys wat smelt, sneeu wat smelt. En toe dit nou nie werk nie, want jy sien nie oor 100 jaar dat daar enigstens die oseane hoër is as wat dit was nie, toe het hulle begin praat oor klimaatsverandering en daarom moet die CO2 gasse, uitlaatgasse moet so laag as moontlik gehou word. Daar is hierdie green energie ooreenkomste gesluit, groen energie ooreenkomste gesluit wêreldwyd. Ons het gesien hoe industriële lande soos Duitsland hulle kernkrag generators afskakel en terwyl kernkrag absoluut geen CO2 voetspoor laat nie. Tog het die wêreld voortgegaan om hierdie klimaatsverandering te dryf. Die klimaatsverandering is eintlik heeltemal 'n natuurlike situasie wat plaasvind, want klimaat verander op natuurlike wyse deur die jare. Dis 'n normale ding wat gebeur. The United Nations has conceded to the climate doomsday hoax, and President Trump announced victory against the biggest green grift in history. En dan kan ons nou gaan kyk na wat het Donald Trump gesê en meer lig op hierdie onderwerp plaas. Luister eers na wat sê hy hierso. Climate change, global warming, all of this. They actually had global warming. Remember that wasn't working because we were actually cooling as a planet. Then they had another one and another one and another one, and they were wrong. And then they just said climate change, because climate change takes care of heat, snow, whatever you have. Climate change, global warming, all of this. Okay, dan kan ons nou 'n bietjie opgaan en ons kan gaan kyk. Hier staan dit dan nou gesê, President Trump just called out the United Nations for backtracking on their climate change alarmists. It was all a scam. That's why we should not be funding the organization. For far too long, climate activism has been used by Democrats to scare Americans, push horrible energy policies and fund billions into their bogus research program. Nou, die vraag is, as Amerika nou stop met hierdie groen energie inisiatief, wat gebeur het nou, omdat die Verenigde Nasies dan nou erken het, dat dit eintlik nie 'n ernstige situasie was nie, dan moet ons praat
Nou, wat word van Suid-Afrika, wat ook hierdie groen energie ooreenkoms met alle hande aangegryp het, wat groot geld van die Wêreldekonomiese Forum ontvang het, om oor te skuif na groen energie. Terwyl die beste manier vir energie in Suid-Afrika is steeds steenkool, wat ons het dit, en of dan alternatiewelik kernkragsentrales. Maar Suid-Afrika is in daai bootjie en ek dink ons is vasgevang in daai bootjie, wat ons land skuld te veel geld aan die Wêreldekonomiese Forum. So ek sal nie verbaas wees as die regering, die ANC, bly druk in dieselfde rigting en gaan hulle bloot net nie steur aan dit wat die Verenigde Nasies tans erken het, dat hierdie climate change nie 'n werklike wêreldkrisis is nie. Nou, Trump het al baie negatiewe kommentaar gekry omdat hy wegbeweeg het van die Wêreldekonomiese Forum af. Maar hy sê dan ook hierso, hy labels past climate activism a tool used by Democrats to scare Americans. Maar nou kan jy ook sê, a tool by the WEF, the World Economic Forum, against all the citizens in the world. En nie net Amerika nie, so ons kan hom nou weier lees. En hy het ook gesê, dat Amerika sal nie meer deelneem daaraan nie. Hy sê, this administration will prioritize truth, science and fact, and implying cuts to United Nations funding. Hierdie het natuurlik alles gekom nadat die FSA hulle self onttrek het van verskeie organisasies wat deel uitmaak van die United Nations, deel uitmaak van die Wêreldekonomiese Forum, en dit is in die proses as die grootste skenker van hierdie organisasies natuurlik 'n baie groot terugslag vir hierdie globaliste wat die Wêreldekonomiese Forum, die Wêreldgesondheidsorganisasie en die Wêreldbank dryf, die mense wat die Verenigde Nasies bedryf, wat hierdie agendas absoluut as die waarheid verkondig het, onbetwisbaar, en niemand het die reg gehad om vrae te vra nie. Maar dit dan nou op die oomblik is dit daar gelaat. Ons sien dan nou dat mense sal weer, na aanleiding van hierdie geweldige reën wat in Suid-Afrika geval het, die vloedskades, sal hulle nou weer gaan kyk en sê, wel, dis alles te danke aan klimaatsverandering. Maar dit is nie, mense, gaan kyk na goed soos 'n 100-jarige vloedlyn, gaan kyk na vorige groot oorstromings, maar jy moet ver teruggaan, want daar is 'n 100 jaar, daar is 'n 50 jaar vloedlyn, en basies moet daar niks gebou word binne 'n 100-jarige vloedlyn nie. Ek erken, die skade en die vloede, die oorstromings is eintlik skrikwekkend wat in Suid-Afrika gebeur het. Die skade aan boerderye, die wingerde wat weggespoel het, landerye wat onder water staan. Ek stem saam, dis geweldige skade. Maar die feit dat die aarde besig is om onder die see te verdwyn, wat jare voorgehou word, laerliggende eilande soos die Maldives sal onder die see verdwyn, dit het nooit gebeur nie. Die dreigemente dat olie gaan opraak, het nooit gebeur nie en sal ook nie gebeur nie. Daar word goed deur die hoofstroom media versprei om mense te beheer. En hierdie hele ding van eers aardverwarming en toe climate change is alles maniere om mense te beheer. Net soos al die vorige, kom ons sê dan, hoaxes wat deur hulle gepleeg is om vrees
by inwoners in te boesem. In 'n sekere sin is ek baie dankbaar daaroor dat Amerika hierdie standpunt inneem, want miskien sal dit uiteindelik bydra tot meer sinvolle aksies ook in Suid-Afrika. Hier waar hulle tot privaat huishoudings wil penaliseer finansiëel as hulle sonligpanele op het, enige manier om geld te maak. So ja, solank hulle fondse kry, sal hulle die groen energie ooreenkomste nakom met die WEF, met die Verenigde Nasies en al daardie organisasies wat nie tot voordeel van die wêreld se inwoners optree nie, maar tot voordeel en in belang van die globalistiese wêreldorde en die groot bankiers, vervaardigers en diegene wat die wêreld beheer sonder dat hulle ooit daartoe verkies was. En soos beloof gaan ek nou gou vir julle 'n vinnige bekendstelling bring. Dit is die SBB Sakekamer en uitnodiging word dan ook gerig aan enige iemand wat belangstel om betrokke te raak as 'n besigheidsman, as 'n sakeman en 'n entrepreneur, dan is julle baie welkom om te kontak te maak. Ek gaan nou net vir julle lees wat daar staan. Ons wil graag die SBB besigheidsmanne, diensverskaffers en besighede wat SBB ondersteun, uitnooi om lid te word van die SBB Sakekamer. Dit skep 'n platform waar besighede met mekaar kan netwerk en waar u besigheid blootstelling kan kry. Hiermee wil ons graag SBB as 'n oorlewingsorganisasie finansiëel onafhanklik maak, deur dan nou sekere noodsaaklike projekte wat geloods moet word. Indien jy belangstel om 'n lid te word, skryf 'n e-pos aan SBBSK, wat staan vir Suidland Burgerlike Beskerming, BK of Sakekamer, SK's. Okay, laat ek dit oor sê. Ek moes dit seker voor die tyd 'n bietjie groter gemaak het. sbbsk@gmail.com. sbbsk@gmail.com. En hulle sal dan verdere inligting aan belangstellendes verskaf. En daarmee maak ek nou eers klaar vandag en geniet jou kondensmelk koffie vanoggend en onthou ek gaan Woensdag aand die bosberaad aanbied hierdie week omdat ek reeds Donderdag aktiwiteite aan die gang het en ek moet noodgedwonge my bosberaad uitstel na Woensdag aand. Maar mooi loop, sterkte, pragtige week, pragtige dag. Ons gesels dan môreoggend weer.